Dis weer donderdag aand en tyd vir jou weeklikse kuier saam met die papier praat. Ons het vir jou 'n oorsig van die belangrikste nuus en kyk ook na die naweek se sporthoogtepunte. Ek is Daniella van Heerden. Hier is van die belangrikste nuus in vanaand se uitsending. Hoe sien die March and March beweging hulle samewerking met AfriForum? Die ANC sê hulle wil al die metrorade in Gauteng laat saamsmelt. 'n Kenner sê hoekom dit nie kan werk nie. Wêreldleiers, koninklikes en gewone mense treur saam oor Dolly Parton. Ons vertel jou meer oor die ikoon. Semisoet, die musiekblyspel, is een van die dae op die planke in Johannesburg. Ons wys jou hoe lyk dit agter die skerms. Ons het ook vir jou belangrike sake nuus en interessante nuus van ons susterspublikasie Nova News. Jana Swart het ook weer vir jou 'n oorsig van die belangrikste sportgebeure. Ons kyk na Saterdag se tweede rugbytoets en die naweek se Currie-beker-wedstryde. Kan 'n Amerikaner vanjaar se Amerikaanse tennisope wen en kan Max Verstappen steeds vir 'n verrassing sorg in die res van die F1 seisoen? Ons hoop jy geniet hierdie program. March and March, 'n organisasie wat mense teen onwettige immigrante mobiliseer, hoop AfriForum sal hulle kan help om 'n regs- en moontlike privaat vervolgingseenheid op die been te bring. Die twee organisasies, wat op die oog af onwaarskynlike bondgenote is, het onlangs 'n gesamentlike werkgroep gestig. Afvaardigings van die twee groepe het vergader onder leiding van Jacinta Ngobesi Zuma, March se stigter, en Kali Kriel, AfriForum se uitvoerende hoof. Sandile Dube, woordvoerder van March and March, sê die beweging se nuwe SA First Forum is doelbewus op AfriForum se model geskoei en sal op die swart gemeenskap fokus. Die organisasie het ook die M&M stigting op die been gebring en wil voortaan op meer as net onwettige immigrante fokus. Ons politieke redakteur Jana Marx berig omvattend oor hierdie verwikkelinge in môre se uitgawe van die papier. Laat weet ons wat jy dink van hierdie alliansie. Die ANC oorweeg dit om Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni in 'n enkele Gautengse megatropolis of stadstreek te integreer, 'n superstad as ware. Die voorstel is onlangs deur die ANC se eerste adjunksekretaris-generaal Nomvula Mokonyane geopper. Sy meen die drie metropole vorm toenemend een ekonomiese en residensiële ruimte. Die ANC bevraagteken die sinvolheid van munisipale grense en strukture, veral omdat talle munisipaliteite finansiëel sukkel. Die party sal die voorstel na die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bespreek. Dit het egter uiteenlopende reaksies in die Gautengse provinsiale wetgewer ontlok. Die EFF steun een Gautengse munisipaliteit. Action SA bevraagteken so 'n samesmelting, terwyl die DA meen die ANC wil bloot grense verander om meer kiesersteun te verkry. Helen Zille, die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, het aan die papierpraat gesê die ANC vergeet dat hulle nie meer die steun van die meerderheid kiesers landwyd het nie. Volgens haar sal die ANC binnekort 'n minderheidsparty wees in Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni. Zille het gesê die ANC mag droom, maar hulle mag geen sulke besluite meer neem nie. Maar, maak so 'n besluit enigsins sin en hoe uitvoerbaar is dit? Ons het by professor Erwin Swela, 'n politieke ontleder en kenner van openbare administrasie en wetgewing, gaan kers opsteek. Dit maak geen sin in rasionele en in grondwetlike en in bestuursterme nie. Dit gaan eintlik maar 'n konsolidasie of 'n amalgamasie wees van probleme, wat uiteindelik in die somtotaal daarvan 'n groter probleem gaan wees as die samestellende dele. En die rede daarvoor is dat daar is 'n baie swaarwigtige proses en tereg so om herafbakenings te doen wat geskied op grond van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, die wetgewing oor munisipale strukture en munisipale sisteme en dan die wetgewing en regulasies wat die afbakeningsraad, wat 'n statutêr geskepte owerheid is, gesagsliggaam is,
wat hierdie afbakenings moet goedkeur. En in al die opsigte is daar ernstige uitdagings om voldoening te kry. So in terme van die statutêre en strukturele vereistes gaan dit jare duur, want dit is 'n groot afbakening of herindeling om 3 groot metropolitaanse gebiede met mekaar te konsolideer. Dis die eerste punt. Die tweede punt is dat dit het implikasies vir finansiële verpligtinge en verantwoordelikhede, en dit het ook baie groot implikasies vir menslike hulpbronne, verpligtinge en verantwoordelikhede. En die implikasie daarvan is dat dan kom al die fiskale en monetêre owerhede, die tesourie, en ook die ander beheerinstansies oor munisipale finansies ter sprake, plus al die bestaande skuldeisers, en ons weet wat die groot skuldlaste is van hierdie plaaslike owerhede, en al die verskillende vakbondgroeperinge, wat dan moet kyk na 'n volledige herstrukturering van die personeel en hulpbronplan. So dit beteken dat om hierdie amalgamasie te laat plaasvind, is omtrent so waarskynlik ys in die woestyn nie te laat smelt nie. Dit gaan nie gebeur nie, en dit gaan 'n groter poging wees en 'n geweldige duur poging wees om dit nou binne die volgende 3 jaar verseker te laat misluk. En ek dink dit is uiteindelik maar net 'n poging tot 'n soort van 'n plaasvervangende werkvermyding. As ons dit nou nie kan regkry om plaaslike regering te laat funksioneer op wyses wat goeie regering en dienslewering lewer nie, dan vind ons 'n alternatief, werkvermydingsgeleentheid, sodat ons nie die harde werk hoef te doen nie, en dan klee ons dit voor 'n verkiesing in as 'n vorm van 'n nuwe ideaal. Dis van nul en geener waarde nie, inteendeel, dit gaan waarde vernietig. Dink jy daar sal vir inwoners van Johannesburg, Tshwane of Ekurhuleni enige waarde wees in so 'n samesmelting? Laat weet in die kommentaar. Die gewilde sangeres, sakevrou en filantroop Dolly Parton is Dinsdag op 80-jarige ouderdom oorlede. Haar dood het skokgolwe deur die wêreld gestuur, met huldeblyke van bekendes soos Jane Fonda, Beyoncé, Taylor Swift, Miley Cyrus en Mick Jagger. Die Amerikaanse president Donald Trump het haar dood as 'n verlies vir miljoene mense beskryf en opdrag gegee dat Amerikaanse vlae vir 'n week halfstok hang. Die voormalige president, Barack Obama, het gesê dis moeilik om aan iemand te dink wat 'n groter impak op die mensdom gehad het. Parton het brandarm groot geword, maar 'n sakeryk van miljarde dollars opgebou en haar geld gebruik om 'n beter wêreld te help skep. Haar Imagination Library projek, geïnspireer deur haar pa wat nie kon lees of skryf nie, het maandeliks gratis boeke aan sowat 3,2 miljoen kinders verskaf. Meer as 300 miljoen boeke is so versprei. Die Britse koningshuis het ook hulde aan Parton gebring en 'n militêre orkes het Woensdag selfs een van haar treffers buite Buckingham Paleis uitgevoer. Wil jy lekker lag of net vir Bobby van Jaarsveld in 'n speedo sien? Die Papier het van dese week gaan inloer by repetisies vir die Semi-Soet musiekblyspel en kan bevestig dat hierdie vertoning heerlike vermaak bied vir oud en jonk. Die rolprentweergawe van Semi-Soet was een van die gewildste plaaslike flieks en het selfs tot 'n opvolgfliek gelei. Anel Alexander, wat die rol van Jackie in die rolprent vertolk het en mede-vervaardiger was, vertolk weer die vroulike hoofrol in hierdie verhoogproduksie. Sy is ook die kreatiewe regisseur. Bobby van Jaarsveld speel die manlike hoofrol. Semi-Soet, die musiekblyspel, begin op 4 September by die Teatro in Montecasino. Lees meer daaroor in môre se uitgawe van die Papier. Dit was dan van die belangrikste stories in hierdie week se uitgawe van die Papier.
Lees ook ons eksklusiewe onderhoud met Grandi Tennyson, dit is die voormalige caucusleier van die VF+ in Tshwane, oor hoekom hy van dese week besluit het om by die DA aan te sluit. En is voorbehoedmiddels vir olifante beter as uitdunning? Ons het gaan uitvind wat kenners sê. Ons kyk ook na eiendom met syfers wat wys al hoe minder mense jonger as 35 koop eiendom. Maar gaan dit net oor koste of sien hierdie generasie dinge anders? Behalwe hiervoor kan jy ook uitsien na ons gewone lekker leesinhoud. Daar's rubrieke, meningsstukke, 'n samevatting van die belangrikste plaaslike en internasionale nuus en 'n blokraaisel en speletjiesblad. Ons sportredakteur Stian Skuman sorg ook dat jy kan saamgesels oor die sportnuus. Moet dus nie môre se uitgawe van die papier misloop nie. Koop dit by 'n winkel naby jou of koop die e-weergawe aanlyn by diepapier.co.za. Luukse passasiersskepe het gesorg vir 'n merkbare stygings in die toerisme-inkomste van die Nelson Mandela Bay Metro. 39 internasionale passasiersskepe se altesaam 59,000 passasiers en byna 23,000 bemanningslede het gesorg vir 'n welkome geldelike inspuiting. Volgens die amptelike syfers het die besoekers meer as R100 miljoen tot die plaaslike ekonomie bygedra, teenoor die sowat R96 miljoen van die vorige seisoen. Die geld is onder andere bestee op dienste soos vervoer en akkommodasie, restaurante en kultuur- en toerisme-ervarings. Suid-Afrikaners loop toenemend deur onder digitale bankbedrog. Volgens die Nasionale Finansiële Ombudsskema van Suid-Afrika, of NFO, gebruik bedrieërs gesofistikeerde metodes om aanlyn en mobiele bankdienste uit te buit. Metodes sluit die omruiling van SIM-kaarte, vals beleggingsgeleenthede en bedrieglike toegang tot bankrekenings deur sogenaamde phishing in. Was egter goeie nuus vir verbruikers wat deurgeloop het. Die NFO ondersoek nie net of bedrog plaasgevind het nie, maar ook of 'n bank se optrede tot 'n verbruiker se verlies bygedra het. In 2025 het die NFO se bankafdeling R53 miljoen vir verbruikers teruggekry. Die Ombud bied 'n gratis diens aan verbruikers met klagtes teen banke en ander finansiële diensverskaffers, insluitend versekeraars. Nuwe navorsing toon dat 40% van Suid-Afrikaners afhanklik is van maatskaplike toelaas. Minder as 'n kwart van die bevolking verdien egter genoeg om tot inkomstebelasting by te dra. Dit sorg vir groot druk op die Suid-Afrikaanse staatskas. Navorsing deur Ipsos toon dat sowat 75% van die afhanklikes kinderondersteuningstoelaas en maatskaplike noodverligting toelaas ontvang. Meer as die helfte van Suid-Afrikaanse huishoudings maak staat op die inkomste van een persoon of het glad nie iemand wat 'n inkomste verdien nie. Volgens die navorsing verdien slegs 24% van Suid-Afrikaners meer as R9,000 per maand, die bedrag waarop individue moet begin inkomstebelasting betaal. Die karkas van 'n uiters seldsame grootbekhaai het verlede Saterdag in Sint Helena Bay se hawegebied langs die Pioneer Fishing visfabriek uitgespoel. Die haai is kort tevore opgemerk waar dit in die hawe rondswem. Die grootbekhaai is 'n diepsee-haai spesie met 'n kenmerkende groot kop en rubberagtige lippe. Dit kan tot 5 meter lank word en word selde deur mense waargeneem. Volgens kenners is slegs sowat 300 grootbekhaaie waargeneem of gevang sedert die spesie se ontdekking in 1976. 'n Omvattende leeu-sensus vir die Kalahari Oorgrenspark is onlangs aangekondig. Sanparke en die Endangered Wildlife Trust wil met die gesamentlike projek 'n beter begrip kry van die park se leeubevolking. Die projek, wat tot Oktober sal duur, sal nie net kyk na die leeubevolking se getalle nie, maar ook na hulle verspreiding en bewegings in die park. Besoekers aan die Kalahari Oorgrenspark word gevra om voldoende ruimte aan die navorsingsspanne en hulle voertuie te gee tydens die sensusperiode. Navorsingsvoertuie van Sanparke en die Trust sal duidelik gemerk wees. Montetjie is vir die 3de keer aangewys as die mooiste dorp. Dis nou deur luisteraars van KFM, 'n Wes-Kaapse radiostasie. Montetjie in die prentjie Mooi Breë Riviervallei het in 2021 en 2025 ook met die toekenning weggestap in KFM se Best of the Cape toekennings.
Die publiek se 5 finaliste vanjaar was Darling, Greyton, Montetjie, Robertson en Eiserfontein. Robertson, Montetjie se buurdorp, is aangewys as naaswenner. Volgens Mariletta Manday, toerismebestuurder van die Montetjie Ashton Toerisme Vereniging, het 'n rekord aantal van 50.000 besoekers gedurende Desember in die dorp oornag. Elke maand sedertdien was ook 'n rekordmaand, sê Manday, met 39.000 oornagbesoekers in Julie. Nou is dit tyd vir sportnuus. Jana Swart is gereed om ons te vertel van die naweek se sporthoogtepunte. Hier is Jana. In vanaand se sportnuus kyk ons na Saterdag se tweede kragmeting tussen die Springbokke en die All Blacks. Ons kyk na die naweek se Currie-beker moontlikhede en die Amerikaanse Ope tennis toernooi wat Sondag begin. Ons het ook vir jou motorsportnuus. Ons begin by Saterdag se Greatest Rivalry kragmeting. Handrey Pollard, Springbok loskakel, sal Saterdag op die DHL stadion in Kaapstad weer die Kastaiings uit die vuur moet krap in die tweede toets van die Greatest Rivalry reeks. Pollard sal soos verlede jaar in die toets teen die Wallabies in Kaapstad weer 'n speler van die wedstryd vertoning moet lewer om die reeks gelyk te maak. Siya Kolisi is weer op sy pos as kaptein nadat hy fiks verklaar is. Hy draf uit in sy 105de toets. Pieter Stef du Toit speel in sy 100ste toetswedstryd en Oxen Che draf uit vir sy 50ste toets. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het erken dat die senuwees knaag en dat 'n oorwinning nie onderhandelbaar is nie. In Currie-beker nuus. Die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Lions en Sharks sal almal die naweek veg vir die laaste plekke in die Currie-beker reeks. Die Griquas en Cheetahs het reeds hul plek bespreek vir die tuishalfeindstryde. Jimmy Stonehouse, afrigter van die Pumas wat teen die Cheetahs in Mbombela speel, het op die papier gesê dat hulle geen ander keuse het as om die wedstryd met volpunte te wen nie. Stonehouse sê die Pumas het 'n ervare groep kernspelers wat die unie eersdaags verlaat. Hy hoop hulle wil steeds 'n Currie-beker wen en leiding gee aan die jonger spelers. Hawies Fourie, die Boland afrigter, het ook aan die papier gesê sy span sal uiters skerp moet wees Sondagmiddag teen die Griquas. Wie gaan die Amerikaanse Ope tennis toernooi wen? Patrick McEnroe, 'n ESPN-kommentator en broer van die 7-malige major kampioen John McEnroe, glo die Amerikaner Ben Shelton is goed genoeg om die Amerikaanse Ope by Flushing Meadows te wen. Geen Amerikaner sedert Andy Roddick in 2003 kon daarin slaag om die Amerikaanse Ope enkelspeltitel te wen nie. McEnroe glo Shelton se afslaane is 'n wapen wat in sy guns stel. 6 van die 16 gunstelinge om die manstitel te wen is Amerikaners. Saam met Shelton word Taylor Fritz, Francis Tiafoe, Tommy Paul, Brandon Nakashima en Leonard Thien uitgesonder. In motorsportnuus. Die Nederlandse Grand Prix het gesorg vir 'n waterskeiding oomblik vir Max Verstappen. Hy weet nou sy titelkanse is byna neusie verby na 'n skouspelagtige botsing met die kantreëling. Verstappen kan dus die res van die jaar sonder druk aanpak en kan steeds 'n gevaarlike byspeler wees. Kimi Antonelli, George Russell en Lewis Hamilton bekleed tans die eerste 3 plekke op die ranglys. Die Italiaanse Grand Prix word volgende naweek op Monza Park gehou. Dit was dan hierdie week se belangrikste sportnuus, maar maak seker jy lees môre die papier vir nog meer sportnuus en ontledings. Ons het 6 bladsye sportnuus wat 'n hele bladsy skolesport insluit. Daar is ook 'n volledige TV-gids propvol sporthoogtepunte sodat jy jou naweek kan beplan. Terug na jou Daniella. Dit was Jana Swart, ons sportaanbieder. Nou moet ons ongelukkig weer groet. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Onthou om in te teken op die papier praat om seker te maak jy loop nie ons uitsendings mis nie. En onthou, daar is môre 'n splinternuwe, propvol uitgawe van die papier te koop. As jy hou van 'n koerant in die hand, maak seker jy koop vroeg reeds al jou eksemplaar by 'n winkel naby jou. Of as die winkel te ver is, koop ons e-uitgawe op ons webwerf. Volg gerus ook ons webwerf by diepapier.co.za as jy op hoogte wil bly van daaglikse nuus. Van my, Daniella van Heerden, totsiens tot volgende donderdag om 7.